Lê jou palmtakke neer oor die rougebrokenheid van jou verlore jeug. Lê jou palmtakke neer oor die grond in bloed deurweek. Lê jou palmtakke neer oor die grafte van baie kinders se lag. Lê jou palmtakke neer oor die pyn en oor die kromgetrekte seer. Lê jou palmtakke neer oor al die honger en al die dors, oor die hinker en oor die soek. Lê jou palmtakke neer oor die ingebore woede en die verdwaalde haat. Dit is nooit ooit te laat. Lê jou palmtakke neer oor die armoede van sinnelose oorlog. Hou op beklei. Lê jou palmtakke neer oor die pad waarop jy verdwaal het. Jy is reeds gevonden. Lê jou palmtakke neer oor al die kere wat jy ons verloon het. Jy is reeds vergewe. Lê jou palmtakke neer, maak sag die pad vir die hoewe van die meel wie se rug ons koning dra. Kyk, hy kom. Heilig, heilig, heilig is sy naam. Toe verander die musiek. Laat ek verduidelik, liewers, laat ek saam met jou Lukas 19 vanaf vers 37 lees. Dit is die Sondag toe Jesus triomfantlik volgens sy volgelinge Jerusalem binnengestap het. Dit is Palmsondag soos ons dit ken. Dit is Feesvier Sondag. Dit is goeie musiek Sondag. Kom ons luister saam met Lukas vanaf vers 39. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe het hy nog nader aan die stad gekom, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Dit is musiekdag, dit is feesvierdag. Die Messias het gekom. Hy het gekom na sy vader se stad toe, soos wat al die Israeliete vir 1000 jaar plus geweet en geglo het. Net miskien sou die lofsange uitbreek reg oor die aarde. Net miskien sou Jerusalem weer die magnetiese stad word waaroor die profete gedroom het en dat die nasie sou stroom na die stad waar die Messias tuis en aan huis is. En toe verander die musiek. Dit is toe dat die godsdienstige leiers, die fariseërs met eens op 'n ander toonaard begin praat, as hulle vir Jesus daar op Palmsondag sê, maak stil jou volgelinge, laat hulle swyg, hulle is besig met vals nuus, met fake news, wanneer hulle Psalm 118 sing en jou tot Messias verklaar. En dan sê Jesus vir hulle by wyse van spreuke, dit is die waarste, suiwerste musiek ooit in die geskiedenis. Dit is so waar, so standvastig, dat as my volgelinge dit nie sing nie, sal die klippe waaragtig dit begin uitsing, prys hom wat in die stad van Dawid inkom. En dan verander Jesus se musiek. Met eens hoor ek dat Jesus huil, stop, hoor mooi, God huil nooit. Ja, ek weet, God het vreugde. Ek sien dit reg deur die Ou Testament. Ek sien dit wanneer hy die skepping uitstal in Genesis 1, dat God jubelend sê, dit is goed.
Ek sien God se woede in Genesis 6 as hy berou het dat hy die mensdom gemaak het. Maar 'n God wat huil, dit vat Lazarus in Johannes 11 om Jesus te laat huil. En nou huil hy oor God se stad, oor God se mense, oor hierdie Jerusalem wat die kans van 'n leeftyd deur hulle vingers laat val. God se seun kom kuier, kom lê besoek af in die naam van sy Vader. En hulle lees die tyd verkeerd. Daarom het die musiek verander. Dit was op Palmsondag. Maar kan ek die knoppie saam met Lukas 'n paar dae vorentoe druk na Lukas 23 vanaf vers 26? Dit is Vrydagoggend. Die langmesse is uit. Jerusalem is met eens 'n totaal ander plek. Kom ek lees saam met jou. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Jy sien, die toonaard het alweer verander. Op Palmsondag was dit Jesus se skare wat jubelend gesing het uit Psalm 118. En Jesus wat die musiek laat verander het toe hy begin huil het. Hy het treurmusiek in sy hart gehad vir hierdie godsdienstige vesting wat skandelik en skreiend gefaal het. En nou is ons by Vrydagoggend, by die kruis wat pas begin het. Ja, dit is net nou dat 'n ander skare saam met die Joodse godsdienstige leiers net een stukkie musiek vir Jesus gehad het voor Pontius Pilatus. Kruisig hom, weg met die Messias. Daar is geen plek vir God se seun in Jerusalem of op enige ander plek op die aarde nie. Dit was die musiek wat in Jerusalem weer klink het. Dit is georkestreer deur die godsdienstige maffia van die dag. Dit is deur hulle skare wat hulle gehuur het, hulle rent a crowd agterna gesing. So verander die tekstuur in een oomblik. Jerusalem word 'n wrede plek. En dan kry Jesus 'n kruis om te dra. En met eens terwyl Jesus uit Jerusalem stap, nou nie meer in nie, maar uit die stad, want jy kon nie in Jerusalem in die stad gekruisig word nie. Golgotha was buite die Jerusalem van die eerste eeu. En terwyl Jesus stap en Simon van Sirene sy kruis dra, loop 'n groot skare agter hom aan. Dit is 'n ander skare. Jy sien, Jerusalem lyk vir my so 50-50 verdeel. Dit is soos die wêreld waarin jy en ek lewe, waar die middel verdwyn het, waar jy altyd vir of teen iets of iemand is, waar jy of vir hierdie regering en teen daardie is, of vir hierdie politieke stem en teen daardie een is, of vir hierdie kerk en teen daardie kerk is. So lyk Jerusalem op Vrydagoggend, miskien op ons kalender, die 7de April in die jaar 30. En dit is altyd die wat die luidste skree en die meeste militantes wat al die aandag kry. Die militantes het hulle sin gekry, dood met Jesus, weg met hom, maak die seun van God se stem eens en vir altyd stil. Maar daar's 'n stille meerderheid dalk, wat agter Jesus aanstap. En dan is daar die vroue, wat huil, die musiek verander alweer, deel 2, Sondagse musiek, wat feesmusiek was, word nou op die lippe van die vroue klaag en treurmusiek. Kan ek dit reg sê, begrafnismusiek. Die musiek wat nou gesing word, is die musiek wat by 'n begrafnis hoort. Want Jesus het 'n kruis, en 'n kruis beteken een ding, 'n doodsvonnis. Die teks is geskryf, die dobbelsteen is deur die Romeine gegooi. Jesus gaan aan 'n houtkruis sterwe, daar's geen omdraai nie. Die pad loop uit op 'n doodloop, op 'n koelde sak.
Dis wat vir Jesus voorlê. En daarom sing die vroue reeds begrafnismusiek voordat Jesus begrawe word. Daarom is die dodemars by wyse van Spreuke aan die gang, terwyl Jesus by Jerusalem se hekke moet uitstap, op pad na sy eie skandelike dood. Jy sien, dit is ook die wêreld waarbinne ons lewe. Die musiek verander elke kort. Skaars hoor jy 'n stukkie hoopmusiek hier of doodsmusiek daar. Kom op die radarskerm, op jou sosiale media, op die koerantopskrifte, by die gesprekke tussen jou vriende. Soos ek gesê het, dit is 'n vir of teen wêreld. Die middel is weg. En dit is die skreeuendes, die betogendes, die bloeddorstiges wat bloed sien, wie se stemme dalk die heel hardste weer klink. Maar daar is ook ander musiek. Die musiek van die vroue, van die stil massas, wat vrede gesoek het, en wat ook met hoop leef, maar ook met trane in hulle oë. Dit is ons wêreld, 'n wêreld waar die musiek verander, maar hou goeie moed. Daar's 'n tweede belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê, nie net het die musiek verander nie, maar die lydende Jesus stap saam met sy lydende kerk. Kan ek dit weer sê, die lydende Jesus stap saam met sy lydende kerk. Jesus is op pad uit Jerusalem uit. Hy is op pad om gekruisig te word, om aan 'n houtkruis vasgekap te word soos 'n vyand en 'n misdadiger. En tog verander Jesus die musiek of die inhoud in hierdie oomblikke. Sondag nog toe hy Jerusalem feestelik binnegekom het, het hy gekies om die toonaard te verander toe hy begin huil het. En nou is Jesus die een wat troos. Hy huil nie meer nie. Hy is besig met sy finale sending, met sy eindspel, sy endgame as jy wil, wat eindig aan 'n houtkruis. Hy gaan nie omdraai nie. Hy gaan sterwe. Maar Jesus bly in karakter, al het die musiek rondom hom verander. Al sing die vroue nie meer lofliedere nie, al sing hulle doodsmusiek, is Jesus nou as trooster by hulle. En as die een wat die waarheid deel. Jesus verander nie as ons musiek verander nie, as die wêreldse musiek verander nie, as doodsmusiek in die plek van vreugde musiek kom nie, stap Jesus saam met sy lydende kerk, saam met die vroue. En dan sê hy vir hulle, moenie oor my treur nie, ek gaan my sending voltooi. Hy liewers oor julle en oor julle kinders, want Jerusalem, wat veronderstel was om die hartklop van Israel se godsdienst te wees, gaan onder God se oordeel beland. Met Jerusalem gaan inderdaad gebeur wat die profete gewaarsku het gaan gebeur. Soos Maleagi uitgeroep het, gaan God die tempel se deure sluit en die sleutels weggooi, soos wat Jeremia in sy beroemde tempelrede in Jeremia 7 uitgeroep het, is dit 'n doodspelonk. Jesus stem saam. Die tragiese kersie op die koek, as jy wil, is dat hulle die Messias gaan doodmaak. En daarom sê Jesus, lyding is deel van die realiteit. Kan ek dit weer sê? Lyding is deel van die realiteit. Jesus kom nie met 'n towerstaf nie, maar met 'n kruis. Hy kom nie met 'n towerformule wat alle hartseer met eens gaan wegvat nie, maar met 'n lydingspad. Maar hier's die nuus. Jesus stap saam. Hy stap vooruit, terwyl sy huilende, treurende kerk saam met hom stap. Die lewe is hard, tensy jy 'n verbruikersteologie soek, wat vir jou 1, 2, 3 'n kits Jesus produseer, 'n Jesus sonder 'n kruis met 'n towerstaf in sy hand. Tensy jy so Jesus soek, 'n vals Jesus, moet jy weet, Jesus weet, die lewe is hard. Sy boek sê dit, die Bybel sê dit. Was dit nie die Prediker, in Prediker 9 wat gesê het, dieselfde lot tref ons, soos dit met die goeie gaan dit met die slegte. Was dit nie die ganse vroeë kerk se geskiedenis wat in lyding gehul is nie? God
se teenwoordigheid, die seën van God se aanwesigheid, maak nie met eens van die wêreld 'n makliker plek nie, maar dit maak dit 'n veilige plek, al is dit hoe onveilig, as jy naby Jesus loop. Ja, hy loop saam. Al moet hy self gekruisig word. Hy bly in karakter. Hy gee nooit op sy mense nie. Dis nie asof Jesus nou vir die vroue en vir almal wat treur sê, ouens verskoon my lewe is nou so moeilik, deel met julle eie pyn nie. Hy bly by hulle. Hy stap saam met hulle, al stap hy 'n dood tegemoet. Dit is hy wat gesê het, wie in my glo, sal vir ewig lewe. Al weet Jesus vandag, hierdie Vrydag is doodsvrydag in Jerusalem, het Jesus die groter prentjie. Sien hy ook reeds vooruit dat aan die ander kant van sy lydingsbeker, sy skrikwekkende lydingsbeker wat hy nie kan sy stap nie, wag daar lewe, wag daar 'n groter realiteit. En dit is wat Jesus doen, wanneer hy ook saam sy kerk stap en vir hulle sê, lyding wag op julle. Maar Jesus wat dit sê, weet ook, nuwe lewe wag op julle. En daarom kan jy en ek met hoop ook op hierdie pad leef en loop. Dit is waar. In ons dag verander die musiek, het ons al vir mekaar gesê, om elke hoek en draai is daar hartseer musiek en doodsmusiek en treurmusiek en militante musiek en vernietigende musiek. En Jesus die Here stap saam met ons. Stap saam met ons op pad na sy kruis toe, maar met die wete dat al het die musiek verander, hy het nie verander nie. Hy is wie hy is. Hy is in karakter. Hy droog trane af. Hy bemoedig. Dit is hy wat by ons is, al die dae. Maar dan 'n derde beweging, wat hier uit hierdie tekste van ons so duidelik word, dat ons ook die draers van Jesus se kruis kan wees, terwyl sy kruis ons dra. Onthou jy Simon van Sirene? Hy wat Jesus se kruis moes dra, hy was verplig. En dit is vir my so aangrypend, terwyl Jesus op pad kruis toe is, kom hy en deel sy kruis, letterlik, met Simon. Net nou toe Pontius Pilatus Jesus finaal tot 'n kruisdood oorgelewer het, en hy vir Jerusalem se skare die keuse gegee het tussen Jesus en Barabbas, het hulle 'n moordenaar gekies om vrygelaat te word. Toe het Jesus reeds plek geruil. En nou plaas hy sy kruis op die skouers van Simon. Dis presies wat Jesus gesê het in Markus 8, dat as ons agter hom wil aankom, moet ons eie kruis opneem, nog beter, Jesus se kruis dra en hom volg. Jy gaan die kruis altyd voel. Dit is swaar, dit is te swaar vir Jesus om alleen te dra. Simon moet help dra, jy en ek moet help dra daardie Vrydag. Soos Paulus in 2 Korintiërs 13 sê, Jesus word in swakheid gekruisig. Soos wat hy in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25 uitroep, dat die swakheid van God is sterker as die sterkste sterkte. Maar dit is 'n weerlose, gewonde Jesus, wat jou en my nooi en vra, help dra aan my kruis, sodat my kruis jou altyd kan dra. Jare later verstaan Paulus, die groot apostel wat in die lewende Christus vasloop, dit na my wete die mooiste en die aangrypendste, dat wanneer jy en ek agter Jesus aankom, dan bly ons nog steeds gebroke en seer, en hy verbind ons wonde. Maar ons is in hierdie twee wêrelde, kruisdraers in 'n stikkende wêreld, maar 'n kruis wat lewe gee. Hoor net hoe vertel Paulus dit in 2 Korintiërs 4. Ek lees sommer 'n stukkie uit die Nuwe Testament. In 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons is soos kleipotte waarin hierdie kosbare skat van die evangelie gestoor word. Al die krag en die oorvloed behoort aan God. Dit alles kom van hom af, nie van onsself nie. En alles wat ons doen, beleef ons teenstand. Nogtans spat ons lewens nie uitmekaar nie. Ons ken nie al die antwoorde nie. Nogtans is ons nie totaal en al radeloos nie. Ons word vervolg. Nogtans word ons nie deur God in die steek gelaat nie. Ons word onderste bo geloop.
Nogtans word ons nie stikkend gebreek nie. Altyd dra ons Jesus se eie lyding en dood saam met ons in ons eie lyf. Hoor net weer vers 10. Altyd dra ons Jesus se eie lyding en sy dood saam met ons in ons eie lyf. Ons is gedurig in lewensgevaar, net soos hy. Nogtans word die nuwe lewe van Jesus ook sigbaar in ons eie lyf. Heeltyd word ons wat nog leef uitgelewer om doodgemaak te word. Dit gebeur omdat ons Jesus navolg. Nogtans word sy nuwe lewe ook sigbaar in hierdie sterflike lyf van ons. Dit is duidelik dat die dood in ons lewe aan die werk is, maar dit is ook duidelik dat die nuwe lewe aan die werk is in julle. Ek leef in hierdie paradoks, dat die nuwe lewe van Jesus sigbaar word in my soos ek sy kruis dra. Ek word die nuwe lewe van Jesus deelagtig terwyl ek saam met hom Golgotha toe stap. Ek is die nuwe lewe van Jesus deelagtig terwyl die musiek rondom my gedurig verander. Ek weet Jesus stap saam. Hy wat gekom het om te troos. Hy wat gekom het om lewe te gee. En daarom kan ek saam met Paulus sê, al word ek neergegooi. Ek spat nie in stukke nie. Al word ek vervolg en al het ek nie raad nie. Ek is nie radeloos nie. Ek is 'n kosbare skat wat breek. En soos wat ek breek en stukkie van my afbreek, is die Here nog steeds by my. Paulus sê ek dra die dood van Jesus saam. Elke dag is ek 'n kruisdraer. Eers 'n kruis, soos ek myself gedurig herinner en almal wat ore het. Ek is die een wat eerste Jesus se kruis dra, sodat ek eendag sy troon langs hom 'n plek by kan hê. Ek is eerste 'n kruisdraer en dan wag daar 'n troon en 'n kroon. Ek drink eers Jesus se lydingsbeker. Die lewe is hard. Ons almal weet dit. Maar Jesus is in ons lewe. Hy is die nuwe musiek, as jy wil. En daarom verstel ek die frekwensie van my lewe na kruismusiek, na kruisdramusiek. Daarom het ek geleer om vrede te maak, met swaar kry, met teenstand, met verwerping. Dis die lewe waarbinne ek lewe. Dis die realiteit en dit sal so wees, totdat my kruis plek maak vir 'n troon en 'n kroon. En daarom stap ek ook met my stukkie van die kruis, saam met Simon van Sirene en die huilende vrouens agter Jesus aan. En kan ek sing, eer aan God in die hoogste hemel, want hy het gekom, Jesus die Here, hy wat gekom het om nuwe lewe uit te deel. Hy is my hoop, hy is my troos. Hy is die nuwe musiek, hy wat al die pad saam stap, kruis toe. Dankie Here, dat ek die kruis kan dra, omdat u kruis my dra. Dankie Here, dat al huil ek, is u my troos. Al is ek oor raad verleë, is ek nooit radeloos nie, want u is by my. Dankie dat ek my lewe kan instel op u oorwinningsmusiek, op die musiek van die kruis en die leë graf. Dankie Here, dat ek saam met u kan stap, omdat u saam met my stap. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in die vrede wat net Jesus gee. Die genade van ons Here, Jesus Christus, God se liefde en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by jou, nou en vir altyd. Amen.